Ons gesels vandag oor douane en marktoegang vir suiwelprodukte in Suid-Afrika en ons verwelkom vir De Wet Jonker. Hy's verbonde aan Sampro wat natuurlik deel is van Melk SA en hy's bestuurder van die douane en marktoegang projek vir Melk SA. De Wet, die eerste keer hier by ons, baie welkom. Soos ek gesê, daar's verskeie projekte by Melk SA en ek dink ons het al oor 'n paar van hulle gepraat hier op Plaas TV. By watter projek is jy nou as sulks spesifiek betrokke? Lise, baie dankie vir die geleentheid en dit is 'n voorreg om hier te wees om vandag net 'n blik te gee oor presies wat aangaan internasionale handel en dan veral op suiwelprodukte. Ja, daar is veel projekte by Melk SA en ek is dan natuurlik die bestuurder van die marktoegang en douane projek. Baie keer was ons ook andersom, want ons praat van die offensiewe en defensiewe kant van die benadering. Ek is by Melk SA, die douane en marktoegangsprojek. Maar wat behels dit nou presies en waarop fokus julle? Elise, dit is nogal baie interessant. Dit is presies wat die naam aandui. Daar is twee fasette. Die eerste kant is die douane kant, dis die defensiewe kant, en as ons praat van defensiewe kant, dan kyk ons natuurlik die beskerming van Suid-Afrikaanse suiwelprodukte. Ons moet ons mark beskerm. Soos jy weet, as mens praat van internasionale handel, dan vind dit natuurlik handel plaas, maar daar is ook seker wat ons noem beskermingstariewe. Nou die tariewe kan mens amper sien soos 'n muur wat opgebou word, want jy moet tog jou bedryf beskerm, want daar is baie keer gevalle, veral in die eerste wêreld landdele, waar jy sien dat daar baie staatsinmenging is, en dan word produkte normaalweg in 'n groot mate en dan ook gedamp in jou land, en daarvoor moet jy eintlik 'n muur opbou van beskerming. Nou die muur van beskerming is dan presies soos die twee woorde sê, die defensiewe kant is die muur van beskerming. As ons kyk na die muur van beskerming, is tariewe 'n baie groot rol. Wat is tariewe? Tariewe is invoerbelasting. Daar was 'n tydperk gewees, as ons nou 'n bietjie paar jaar terug gaan, 'n paar dekades terug gaan, en ons gesien was daar 'n tydperk gewees wat ons eintlik uitgesluit was van wêreldhandel. Nou wat het dit beteken? Dit het beteken dat niemand mag suiwelprodukte of enige landbouprodukte in die land invoer nie. Dit was egter die besluit van die minister van Landbou. So indien daar 'n tekort was van produkte, dan moes jy eers toestemming gekry het, jy moes 'n motivering skryf. Daar was natuurlik beheerrade gewees daai tyd. Die beheerraad dan nou motivering geskryf aan die Nasionale Bemarkingsraad, wat die minister se adviesarm was, en die dan natuurlik voorleggings gemaak en dan het hulle vir jou gesê, jy mag soveel invoer, jy mag dit van daai land af invoer, en natuurlik jy dan geen belasting betaal nie. Maar die situasie het verander hier in die middel van die 90's, toe al die beheerrade opgehef word. Toe het ons die situasie gekry waar kwantitiewe beheer, as ons praat van kwantitiewe beheer, dan is dit natuurlik dat die minister besluit, mag jy invoer of mag jy uitvoer. Dit is opgehef, want ons het weer deel geword van die Handelswêreldorganisasie, waarvan ons egter eintlik baie jare terug 'n stigterslid was. Maar as gevolg van die politieke bedeling wat daar was, is ons toen later afgesluit van die wêreld, in die omgewing van die laat 80's, begin vroeë 90's, het nou weer deel daarvan geword. En het ons nou die kwantitiewe beheer vervang met invoertariewe. Dit is wel baie interessant. Ek was een van 3 manskappe wat van die departement landbou na die raad op tariewe en handel gegaan het, en ons moes vir alle landbouprodukte moes ons heffings instel. Nou die gedagte gewees rondom heffings en die beskermingsmuur wat ons dan opgerig is om naaste by produksie en verbruik in balans te hou. So aan die ander woorde, as jy normaalweg tekort gehad het aan produk, het jy toestemming gehad om die produk in te voer, en die tariewe moes nou nie verhoed dat jy glad nie mag kan invoer nie, dat dit te hoog is nie. So is 'n baie fyn balans tussen tariewe wat regverdig is. So tariewe is 'n baie belangrike ding as ons kyk na internasionale handel. Nou as ons gaan kyk na die wêreldhandelstariefboek, dan sê jy vind dat alle suiweltariewe val onder hoofstuk 4. Nou in hoofstuk 4 is daar 6 kategorieë. Dit is belangrik. Vir enigiets wat jy in die wêreld wil verhandel of invoer of uitvoer, is dan natuurlik invoerbelasting. En daarvoor kry ons sekere verskillende kodes, ons noem dit tariefkodes. Nou, ons hoofgroepering is in 6 dele opgedeel. Ons begin by vloeibare produk wat 0401 is. En in Suid-Afrika is alle vloeibare produkte, jou gewone drinkmelk, jou room, is vry van tariewe. Anderswoorde, jy betaal geen invoerbelasting as jy enige drinkmelk. Maar ons praat hier van suiwel, né? Van suiwel, spesifiek suiwel. Ja. Soos elke liewe produk, jy sê of jy pen wat jy in jou hand het, of die ring wat jy dra, of die klere wat jy dra, elke het 'n tariefkode. Nou suiwel is onder hoofstuk 0401, is vloeibare produk. Dan kom ons by 0402. Ek gaan kortliks die 6 hoofkategorieë noem, want elkeen het 'n ander belasting.
0402 is jou gekonsentreerde produk. Daar kom veral jou afgeroomde melkpoeier in, vormmelkpoeier, kondensmelk en versoete suiwelproduk. Kom als onder 0402. Dis jou gekonsentreerde produk. 0403 is al jou yoghurts en jou aangesuurde produk. Yoghurt en karringmelk, R4.50 'n kilogram. Kom ons by wypoeier, 0404, ook R4.50. Kom ons by botter, R5 'n kilogram. Die laaste kategorie is alle soorte kaas wat R5 'n kilogram is. Nou, as jy gaan kyk, die 6 kategorieë word eintlik ook in subkategorieë opgedeel, want daar is verskillende vetklasse en elke vetklas het ook 'n ander tarief. So dit raak baie ingewikkeld. Maar Suid-Afrika in die proses gegaan het dit baie vereenvoudig. Ons het in totaal in ons tariefboek so plus minus 40 subkategorieë. As jy na die eerste wêreldlande toe gaan, het sy Europa of Amerika, dan sit jy met oor die 200. Want hulle gaan nie net onderskeid maak tussen die verskillende vetklasse, hulle kyk ook na die verskillende verpakking of die verskillende behandeling wat die produk ondergaan en daar volgens daar sekere tariewe. Dit gaan als oor beskerming. Sekere goed wil jy toelaat, ander goed wil jy gaan jy bietjie hoër tariewe hê. Nou die tariewe volg is die ondergrond. Dit is die fondasie van enige internasionale onderhandelings. Want van daar af gaan jy vorentoe. Dis amper soos 'n huwelik wat jy intree. Jy bring jou goed na die huwelik toe, ons bring ons goed na die huwelik toe, op 'n van die dag bepaal ons hoe ons vorentoe gaan. Want waaroor gaan handel? Jy wil graag marktoegang hê. En dis ons tweede been. Wat ek net vandag wil 'n bietjie oorsig wil gee. So eerste is die beskermingsmuur wat ons opbou het, en as jy dan begin onderhandel met jou handelsvernoot, dan wil jy graag ook sy mark penetreer, en dis die marktoegang gedeelte. Nou, hoe in internasionale handel is daar twee maniere hoe jy marktoegang kry. Eerstens, jy betaal of die normale tarief, of jy probeer jou produk in die land kry teen 'n laer tarief, 'n laer invoerbelasting. Maar sommige kere is dit altyd moeilik om laer tariewe te kry, maar dan kyk ons ook na byvoorbeeld kwotas, invoerkwotas. So hulle sal jou toelaat om 'n sekere hoeveelheid produk in te bring, het sy onder een of ander tariefkode. Ek sal net 'n voorbeeld gee van die kaas wat ons onderhandel met die Europese Unie. Dan kan jy 'n laer belasting betaal of geen belasting betaal. Maar is ook belangrik as ons kyk na tariewe, vind ons ook baie dat die tariewe is nie net 'n tarief wat aanvanklik ingestel is, hy word oor tyd moet hy afskaal. Want die Wêreldhandelsorganisasie sê vir jou, as jy land gaan onderhandel met jou handelsvernoot, moet jy binne 10 jaar, as jy 'n ontwikkelende land is, dan moet jy binne 10 jaar met jou tariewe heeltemal uitfaseer. So dit is amper 10 snitte wat jy kry oor die 10 jaar. Jy begin op 'n hoë tarief en dan elke jaar dan verminder die tarief. En so op die einde van die dag is dit wat ons noem 'n vryhandelsooreenkoms. Maar natuurlik is nie altyd vry nie. Die organisasie bepaal, die wêreldorganisasie bepaal dat jy 90% van alle produkte wat jy uitvoer, moet op 'n vry basis wees. Maar jy het ook 'n sekere behoud. Jy kan sekere sensitiewe produkte wat vir jou land 'n groot inkomste lewer of 'n groot produksie lewer wat jy wil beskerm, kan jy 10% van daai produkte kan jy uithou. Nou in suiwel, in die wêreld in suiwel sal ons altyd kyk, want ons noem dit balanseerprodukte. Want soos ons weet, ons sal net nou daarby uitkom, is suiwel baie seisonaal. In die winter produseer jy minder en in die somer produseer jy meer. So daarom het hulle gegaan en as jy kyk ons balanseerprodukte in suiwel, is gewoonlik jou poeiers en jou botter. Maar die suiwel se bederfbare produk binne 24 uur moet jy hom verwerk. En al hoe jy hom kan eintlik in die langtermyn kan stoor, is jy haal die bottervet uit, maak botter daarvan, jy haal die poeier uit, het sy met 'n hoë proteïen of lae proteïen, volroommelkpoeier en afgeroommelkpoeier. En op 'n dag vandag kan jy dit weer hersaamstel en natuurlik in 'n resepte insit dan weer jou produk vervaardig. So die produkte is altyd die sensitiewe produkte en dis waar die regerings altyd 'n baie groot rol speel. Hulle in Europa sien hulle bou berge van hierdie goed. So dis 'n kort tariewe. Dis baie kompleks. Jy sê dis in kort, maar dit was 'n mondvol. Wat 'n platform gebruik julle om al hierdie onderhandelings met potensiële handelsvennote? Lise, ons is eintlik in 'n baie bevoordeelde posisie. Alreeds vir 3 dekades, hier van die vroeg 1990s, het die departement van landbou besluit dit is baie belangrik en die minister dan van 'n handelsforum gestig. Nou alle landboubedrywe is verteenwoordig op die forum en daar sit ons saam met alle departemente, het sy departement landbou, departement gesondheid, departement welsyn en dan ook natuurlik handel en nywerheid. Sit ons dan in protokolle ontwikkel. Nou die tariewe wat ons nou oor gepraat het, dit vorm die basis vir al daai goed. Maar dis hoe jy vorentoe gaan. Jy moet
afgaan of jy moet opgaan met die tariewe en so moet jou land beskerm, maar jy moet ook marktoegang beslis. So ons is in 'n baie voorregte posisie om dan net die handelsforum te hê van die minister van landbou. Nou in enige tyd sal die departement daar's verskillende wat ons noem ekonomiese tafels wat dan omsien na verskillende dele in die wêreld. Het sy die Europese tafel of die Amerika, die Asië en al die plekke. So daar is verskillende direktorate wat spesialiseer in sekere lande. Nou, ter enige tyd sit ons met meer as 10, 15 van hierdie onderhandels op enige stadium. Nou, daar kan jy natuurlik nou baie lande wil jy baie meer toegang hê, ander lande wil jy minder toegang hê, en daar sit ons ontwikkel die protokolle. So ons is baie gelukkig om die platform te hê om daai protokolle te onderhandel. Kom ons gesê so rou melk, hoeveel produseer Suid-Afrika en hoeveel suiwelprodukte word dan uitgevoer? Ja, dis baie interessant. As ons gaan kyk, ek gaan 'n paar bietjie statistieke gee, net om 'n bietjie agtergrond te gee. Ons sit op die huidige oomblik, en ek moet my syfer moet jy nou direk aanhaal nie, want elke dag is daar boere wat bykom, daar's boere wat weggaan. Ons sit so plus minus met 850 boere. Van die boere, as jy totale kudde gaan kyk, is dit plus minus 670 tot 680.000 melkbeeste. Nou van die melkbeeste produseer in 24 3,34 biljoen liter melk. Dit is nogal heel wat om dit te kwantifiseer. As ons gaan kyk, suiwel is ongelukkig seisonaal. In die winter produseer ons minder, en in die Oktober, September, Oktober maand is die piekmaande. Nou, as ons kyk na die verskil tussen die somer en die wintermaande, kan dit van jaar tot jaar wissel tussen 30 tot so hoog as 39% verskil. So dit is nogal groot. Nog verder te vat, ons produseer plus minus 8 miljoen liter melk per dag in die winter. En hy gaan op so hoog as omtrent 11,5,8 miljoen in die somer. Dit gee vir jou 380 melktankers, soos ons dit maar noem, die Engelse terme kan gebruik, melktankers, elke dag op die pad, om daai melk te vervoer vanaf die plaas na die onderskeie fabrieke. Nou, hoeveel van daai voer ons uit? Nou, ons natuurlik melk word in sy rou vorm ook uitgevoer. Ons voer dit ook na ons biostate uit, waar daar fabriek is waar dit verwerk word, maar dit word ook natuurlik verwerk in ware toegevoegde produkte, sy yoghurt, kaas of wat ook al is. Nou, as ons daai produkte omwerk in melk, anderwoorde hoeveel melk jy nodig gehad om hy te produseer, dan is dit 17% van die totale melk wat ons produseer. So dit is nogal groot. En daarom is marktoegang van so belangrik, want al daai melk kan nie altyd 'n plek vind in die mark nie, en daarom moet ons mark uitbrei. So, na watter lande toe word suiwelprodukte uitgevoer? Dit is 'n baie interessante vraag. Eintlik is dit 'n verlengstuk van Suid-Afrika. Nou, wat bedoel ek daarby? Ons sit met 9 provinsies, maar ons sê ook ons tuislande reg rondom ons, wat ons noem ons douane-unie. En ek sê net 'n bietjie vertel oor die douane-unie. Sluit in Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland. Dit is ons nabierige lande. En ons ook 'n vryhandelsooreenkoms met hulle. So produkte kan vry oor die grense gaan. En dit is eintlik 'n verlengstuk van Suid-Afrika. So ons sit nie met 9 provinsies, maar eintlik met 13. En as ons kyk na die uitvoere na die lande, dan vat dit 70% van alle uitvoere gaan na ons buurlande toe. En slegs 30%, afhangende van spesifieke jaar, gaan dan uit buite die douane-unie. En as ons gaan kyk, ons vat ander groot lande waar ons uitvoer, ons vat Zimbabwe, Mosambiek, en ons het Zambië by, dan is dit 90% van ons totale uitvoere. So ons voer baie uit na ons buurlande reg rondom ons. En dis ons grootste mark op die oomblik. Daarvoor is die Afrika ooreenkoms, wat so dit jaar terug onderteken is, van so belangrik. Want dit gee vir ons ook nou 'n pad vorentoe, om ons vingers uit te brei en ons voetspore te los in die res van Afrika. En dis vir ons baie belangrik. Behalwe vir Afrika, is daar nuwe markvooruitsigte? Ja, jy weet dat minister Steenhuisen was onlangs in China gewees, verlede jaar September het hy ooreenkoms voorteken. Daai ooreenkoms was vir ons baie belangrik geweest, van hoekom? Daar is 'n paar produkte wat onderhandel is, en suiwel is een van hulle. En ons is baie dankbaar daarvoor, maar ongelukkig van die tyd, want van die politici by mekaar gekom het, hulle van ons hierdie oopgemaak word, is daar baie strukture wat in plek moet kom. Wetgewing wat in plek moet kom.
uitvoersertifisering wat in plek moet kom. En dit vat ongelukkig rukkie. En ek hoop dat ons binne die volgende 18 maande dalk moontlik kan wees om die eerste besendings uit te stuur na China toe. Ek wens ons kon daar ophou met hierdie gesprek, want dis nou positief, maar ek gaan nou maar negatief moet afsluit, De Wet. Ondervind julle enige probleme met die uitvoer van suiwelprodukte? En ek dink nou maar hier aan back and closure. Wat se invloed het dit? Lisa, jy is heeltemal korrek. Back and closure, waar jy sê alle aanmeldbare siektes in die Wêreldhandelsorganisasie van dierewelsyn, is daar so plus minus net rapsie oor die 50 van die aanmeldbare siektes en back and closure is een daarvan. Nou back and closure veroorsaak verskeie probleme vir ons. As ons kyk na die normale vleisbeeste, ja, 'n vleisbees word siek, maar na 28 dae herstel hy tot 'n redelike mate en die bees kan aangaan. Maar kom ons by melkbeeste, dan is dit ongelooflik 'n groot probleem van ons. Hoekom? Hy veroorsaak mastitis en die mastitis is ontstekend en dit sit die koei ongelooflik terug. Maar dit is ook ekonomiese implikasies. Want indien daar 'n back and claw uitbreek is, kan nie altyd al die melk onmiddellik verwerk nie. Die melk moet 'n spesiale verwerking hê. Waar ons normaalweg melk sal pasteuriseer, moet hierdie melk gedubbel gepasteuriseer word. Nou, oomblik as jy hom gedubbel gepasteuriseer, dan moet jy weet dat omtrent dubbel fasiliteite geskep word by 'n spesifieke fabriek. En dit kan nie altyd moontlik wees nie. Die enigste produk wat ons werklik nog kan uitvoer indien daar back and closure is langlewe melk of soos die sogenaamde IAT melk, want hy word teen baie hoë temperature gepasteuriseer en dan is ons natuurlik vry van al die bakterieë en goed die bakterieëprodukte. So ja, dit ongelukkig het dit 'n probleem vir ons. En as ons kyk, die eerste uitbraak wat ek kan onthou wat ek mee betrokke was rondom 2010 gewees, toe ons vir 'n lang tyd 'n vry land gewees. Nou as jy vry is, dan kan jy baie makliker met jou handelsvennote onderhandel en jy kan redelik, as dit goed gepasteuriseer is, kan jy uitvoer. Maar die oomblik as daar uitbraak was, dan het jy probleme. En ons weet in 2009 in die eerste een gekom. Dis daar in die wildtuin gewees. Hulle het uitgebrei. En vandag sit ons ongelukkig met oor die 200 uitbrake wat nog nie opgelos is nie. So byvoorbeeld kyk ons na KwaZulu-Natal. Op die oomblik sê ons buurlande van onsself, Eswatini of die sogenaamde Swaziland sê vir ons, geen suiwelproduk uit Natal kan uitgevoer word na ons toe nie. Want hoekom? Hulle sit ook met baie uitvoere van landbouprodukte en die oomblik as daar 'n moontlikheid van risiko van oordrag van die siekte na jou buurland toe, kan hulle ook hulle status verloor en daarom sal baie versigtig. So ja, back and closure op die oomblik is vir ons 'n groot probleem. Maar ek wil nog steeds positief eindig. Ek dink julle doen uitstekende werk en al die reëls en regulasies wat in plek is en die nuwe vooruitsigte wat daar is tog vir my positief. Lise, ek wil jou sê, ek het nie bloed in my are, ek het melk in my are. Maar ons dit vir almal gee. En na beide kante is 'n groot mark, ons moet dit ontgin. Ja, De Wet baie dankie De Wet Jonker wat vandag met ons kom gesels het. Hy is bestuurder van douane en marktoegang. Dit is 'n projek van Melk SA. En hy het heel wat goeie nuus, ook 'n bietjie slegte nuus gehad, maar ek dink oor die algemeen, dit gaan goed met ons suiwelbedryf in Suid-Afrika.